Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels oor die realiteite om God te dien. Wat is die realiteit rondom die diens aan God? En ons skrifgedeelte vanoggend is die tweede hoofstuk van Nehemia. Die hele tweede hoofstuk, verse 1 tot 20 van die boek Nehemia. En terwyl ons dan die woord oopmaak by Nehemia, kom ons maak die oë toe. Hemelse Vader, ons kom vanmôre weer na U toe in diepe afhanklikheid. Here, ons kan die woord lees, maar sonder die Heilige Gees kan ons niks verstaan nie. Here, en daarom vra ons vanmôre vir U, Vader, maak nie net ons ore oop nie, maar ook ons verstand om te verstaan wat ons hoor. En maak ons harte ontvanklik vir U woord. Here, seën elkeen vanmôre wat luister dan op hierdie spesiale manier. En Here, ek vra dat U my ook sal seën deur my lippe aan te raak, sodat wat ek spreek U woord sal wees wat deur my mond oorgebring word. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek gaan nou nie lees nie, dit is 'n bietjie lang gedeelte en dit vat te veel tyd, maar volg maar soos wat ons aangaan deur Nehemia hoofstuk 2. En weet julle, een van die verfrissende kenmerke van jong mense is hulle idealisme. Selfs al weet jy uit jare se ondervinding dat 'n jong mens se ideale nie prakties is nie, kan sy ywer geloof en hoop inspireer in diegene van ons wat dalk iewers in die vele stryde van die lewe ons visie verloor het. Iemand het eendag gesê, Karl Schulz het eendag gesê hier in die vroeë 80's, ideale is soos die sterre, ons bereik hulle nooit, maar soos die seevaders op die see, bepaal ons koers daarvolgens. Maar soos jy volwasse word, dan leer jy dat die werklike wêreld nie heeltemal so perfek is soos jy dit eens voorgestel het nie. Een afgestompte pastoor het dit so gestel, het gesê, oorspronklik was my lewensdoel 'n groot silverbanier met die woorde, wen die wêreld vir Christus. Uiteindelik het dit geword, wen 1 of 2 siele. En nou is dit probeer om nie te veel te verloor nie. En alhoewel hierdie eintlik redelik oordrewe pessimisties is daar 'n greintjie wysheid in sy opmerking begrawe, en ons sal goed doen om daaroor te dink voordat ons enige diens vir die Here aanpak. Ons ken tog almal Murphy se wet wat sê, as enige iets verkeerd kan gaan, dan sal dit. En daar's baie variasies van hierdie Murphy's Law, soos hulle praat, soos die ander lyn beweeg vinniger, en dit geld vir alle lyne, bank, supermark, tolhek, douane, maak nie saak nie. En as jy van lyn verander, dan beweeg die lyn waarin jy oorspronklik was, vinniger. Of alle papiere wat jy bære sal nooit nodig wees, totdat dit weggegooi word, en dan sal dit noodsaaklik wees. Of wanneer jy aan jou motor werk, dan sal enige gereedskapstuk wat val, sal onder die motor inrol na die motor se geografiese middelpunt toe. Of soos een wag dit een keer opgesom het, Murphy was 'n optimus. Maar al hierdie stellings is natuurlik oordrywings. Maar dan laat ons giggel omdat hulle iets wat ooreenstem met die werklike wêreld waarin ons leef. Want dinge verloop nie altyd glad nie, selfs al het ons vooraf daaroor gebid. En om Jesus te volg, waarborg beslis nie 'n probleemvrye lewe nie. Trouwens, dit bring ons dikwels in dieper moeilikheid. Maar deel van volwassenheid is om te leer om die wêreld te hanteer soos dit is, nie soos ons dit graag wil hê nie. En dit geld in die sfeer van Christelike diens. Want dit is maklik vir 'n jong mens of 'n nuwe Christen om baie idealisties te raak oor die diens aan die Here, of dit nou 'n geleentheid is om sondagskool te gee, of om op 'n kerkkomitee of 'n kerkdiens te dien, of om met die jeuggroep te werk, om op 'n korttermyn sendingreis te gaan, of om in een of ander voltydse Christelike werk in te gaan.
Dis maklik om sterre in jou oë te kry. En dan dink jy, dit sal wonderlik wees om die Here te dien, want ek sal saam met ander Christene werk wat ook die Here liefhet. En dit sal so anders wees as my werk in die wêreld, om met al daardie wêreldse heidene te werk. En dan spring ons in, net om uit te vind dat die water nie net warm is nie, soms is dit skroeiend warm. En omdat hulle nie die realiteite antisipeer nie, raak baie ontnigter en hulle gee sommer op. En een van die hoofredes waarom sendelinge van die sendingveld terugkeer, is konflik met hulle medewerkers. En Nehemia 2 het 'n paar nuttige insigte oor die realiteite van om God te dien. En alhoewel Nehemia God se wil gedoen het, was dit nie alles maklik en rooskleurig nie. En om sy lewe te bestudeer sal ons aan die een kant help om nie oormatig idealisties en dis kwesbaar vir ontnigtering te wees nie, maar aan die ander kant om realisties te wees sonder om aan sinisisme toe te gee en dan uit te val. Want Nehemia het werklike probleme ondervind, maar hy daardeur beweeg na groot prestasies toe. En ons hoofstuk vanmôre wys ons 3 dinge. Dit wys ons om God realisties te dien, moet ons leer om op hom te wag, om met mense te werk en wyslik met probleme te worstel. Want om op God te wag, met mense van alle soorte te werk en wyslik met 'n bestendige stroom probleme te worstel, is noodsaaklikhede om die koers wat God voor ons gestel het, te voltooi. Eerstens, om God realisties te dien, moet ons leer om op hom te wag. En hierdie hoofstuk begin met 'n kronologiese aantekening wat in vergelyking, ek het dit laasweek ook genoem, maar in vergelyking met hoofstuk 1 vers 1 vir ons wys dat 4 maande verloop het tussen die tyd dat Nehemia die verslag van Jerusalem gehoor het, totdat hy die geleentheid gehad het om met die koning te praat. En gedurende daardie tyd was Nehemia so belas deur die nuus wat hy gehoor het, dat hy gehuil en getreur en gevas en gebid het, dat God iets aan die benarde situasie in Jerusalem sou doen. En in vergelyking met ander manne in die Bybel wat God gebruik het, was 4 maande eintlik maar 'n redelike kort wagtyd. En Abraham het meer as 25 jaar gewag vir God om Isak vir hom te gee. Josef het eers tyd as Potifar se slaaf deurgebring en toe het hy 2 jaar in die tronk deurgebring voordat hy uiteindelik tot die tweede onder Farao verhef is. Israel was vir 400 jaar in Egipte as slawe verslaaf. Moses het 40 jaar in die woestyn deurgebring voordat God hom gebruik het om Israel uit Egipte te lei, en toe het die nasie nog 40 jaar in die woestyn geneem voordat die beloofde land kon binnegaan. Dawid het sy 20er jare deurgebring op vlug van koning Saul af. Die apostel Paulus het 3 jaar alleen in Arabië en daarna nog jare in die vergeetlikheid in Tarsus deurgebring voordat die Here hom op 'n meer betekenisvolle manier begin gebruik het. So diegene wat God gebruik moet leer om op hom te wag. En wag is moeilik. Dit lyk in elke geval asof die lewe te kort is. Tyd word vermors en dan sit God jou nog op ys. So wat doen jy terwyl jy wag? Ons sien Nehemia 3 dinge gedoen. Eerstens, terwyl hy gewag het, het hy gebid. En die gebed waarna ons verlede week gekyk het in verse 5 tot 11 van hoofstuk 1 was nie 'n eenmalige ding. Dis 'n opsomming van wat Nehemia oor en oor gebid het gedurende daardie 4 maande, terwyl die las vir God se heerlikheid en God se mense in Jerusalem op hom geweeg het. En reg deur die boek vind ons Nehemia wat nie minder nie as 11 keer in 13 hoofstukke bid. En baie hiervan is bloot net enkel sin gebede, soos die een in ons teks vanoggend in vers 4, maar hulle weerspieël die feit dat Nehemia in enige en in elke situasie na God gekyk het en gebed. Hy is 'n voorbeeld van 'n man wat sonder ophou gebid het, soos Paulus ons sê ons moet doen in 1 Tessalonisense 5 vers 17. En waar Paulus dit sê, hierdie sonder ophou, die Griekse woord wat as sonder ophou vertaal word, beteken nie sonder enige onderbrekings nie, want dit sou onmoontlik wees. Dit word gebruik vir dieselfde wanneer 'n mens 'n lastige hoes het wat aanhou, of van herhaalde militêre aanvalle. Met ander woorde, dit beteken dat gebed iets moet wees waaraan ons oor en oor terugkeer, totdat ons 'n antwoord kry.
Let op Nehemia se gebed in vers 4 van hoofstuk 2. Die koning sien ons merk op dat Nehemia hartseer is in sy teenwoordigheid. En dit was 'n oortreding van protokol, want konings het daarvan gehou om deur gelukkige mense omring te wees. Dit kon veroorsaak het dat Nehemia sy werk of selfs sy lewe verloor het. En sommige mense, kommentators dink dat hy hierdie hartseer doelbewus laat wys het in die lig van sy gebed in vers 11 van hoofstuk 1. Of soos ek dink dat sy versoek in vers 11 van hoofstuk 1 'n daaglikse gebed vir 4 maande was. Maar op hierdie spesifieke dag het Nehemia, glo ek, onbedoeld sy hartseer oor Jerusalem op sy gesig laat wys, wat tot hierdie ontmoeting gelei het. En die erns van sy situasie word gesien in die feit dat in vers 2 sien ons dat hy baie bang was. Hierdie was die geleentheid waarvoor hy gewag het, maar toe dit uiteindelik kom, was hy verskrik. En hoe hanteer hy dit toe? Hy sê, ek het tot die God van die hemel gebid. En dan sê hy aan die koning gesê, met ander woorde, dit moes 'n stille, oombliklike uitroep gewees het van, help Here, of Here, gee my nou wysheid. En hierdie kort, eensin gebed, het op 4 maande van langdurige gebed gerus. En dit wys dat Nehemia in elke situasie op die Here staat gemaak het, soos vers 8 van hoofstuk 2 wys het Nehemia nie die koning se gunstige reaksie aan goeie geluk toegeskryf nie. Inteendeel sê hy, en die koning het my dit toegestaan volgens die goeie hand van my God oor my. So Spreuke 2 vers 11 vir ons sê, die koning se hart is in die hand van die Here soos waterstrome, hy lei dit waarheen hy wil. Of soos Hudson Taylor gesê het, soos Charles Swindoll hom aangehaal het in Hand Me Another Brick, het hy gesê, dit is moontlik om mense deur God te beweeg deur gebed alleen. En een rede waarom God ons op hom laat wag, is om ons te leer om op hom in gebed te vertrou. As hy onmiddellik sommer net alles sou gee wat ons vra, en ek sê nie, hy doen dit nooit, dit gebeur soms, maar as hy elke keer onmiddellik alles gee wat ons sou vra, dan sou ons die lekkernye gryp en ons sal God vergeet. Of wanneer ons op God in gebed wag, leer ons om God self te soek en om op hom te vertrou op maniere wat ons nooit op enige ander manier sou leer nie. En wanneer die antwoord uiteindelik kom, dan besef ons dat dit om een rede is, vir die goeie hand van ons God wat oor ons was. Dus gee ons hom al die eer wat hy verdien. En tweedens, terwyl Nehemia gewag het, het hy geduld ontwikkel. Sien, wag openbaar ons ongeduld en leer ons om geduldig te wees. Want geduld is 'n vrug van die Gees wat God in al sy kinders wil ontwikkel, maar veral in leiers. 'n Ongeduldige leier kan baie probleme veroorsaak as hy impulsief in 'n krisis reageer. Derek Kidner het in die Ezra en Nehemiah Tyndale Old Testament Commentaries het hy opgemerk dat Nehemia se wag op God in gebed in hoofstuk 1 merkwaardig was in die lig van Nehemia se natuurlike geneigtheid tot vinnige besliste optrede, en hy sê dit wys waar sy prioriteite lê. Hy het nie van die toneel in Jerusalem gehoor en onmiddellik na die koning se teenwoordigheid gehardloop en 'n paar jaar verlof gevra omdat God hom na Jerusalem geroep het nie. Vir 4 maande lank het hy hierdie swaar las van die koning weggesteek en het privaat aan God voorgelê, totdat God self uiteindelik die geleentheid oopgemaak het om met die koning te praat. En eers toe het Nehemia voortgegaan. En sy geduld word ook gesien toe hy in Jerusalem aankom. Hy kon daar saam met sy gevolg van soldate wat die koning hom gegee die stad ingery het en aangekondig het, ek het gekom om julle te help om die muur te herbou. Ons sal oor 'n ure vergadering om my plan aan julle bekend te maak. Maar dit is nie wat gebeur het nie. Hy het 3 dae gewag voordat hy enigiets gedoen het. En selfs toe het hy versigtig opgetree en hy het sy doel eers weggesteek tot op die regte oomblik. Jy weet, baie predikante, pastore, veral wanneer hulle vars uit die kweekskool is en vol idees is vir die hervorming van die kerk, tree soms te vinnig op en beleef weerstand. Die metafoor van saai en maai behoort ons te leer dat ons geduldig God se woord in lewens moet saai en dat verandering tyd neem. En Nehemia het gebid en hy was geduldig terwyl hy op God gewag het om te werk. En dan derdens, terwyl hy gewag het, het Nehemia beplan.
Hierdie hoofstuk toon dat Nehemia baie vooraf gedink en beplan het. Toe die koning gevra het hoe lank hy weg sou wees, het Nehemia nie vaagweg gesê, wel dit hang af van die Here nie. Hy het vir hom 'n definitiewe tyd gegee. En terwyl ons later in hoofstuk 5 lees dat hy 12 jaar in Jerusalem was, glo ek het hy waarskynlik die muur voltooi en toe teruggekeer om aan Artasasta verslag te doen en dat hy toe weer teruggekom het om as gouverneur te dien. Nehemia het nie net die koning 'n spesifieke tyd gegee nie, maar ook 'n paar definitiewe versoeke uiteengesit wat toon dat hy hierdie saak in hierdie 4 maande deeglik beplan het. Ons sien in verse 7 tot 8, hy het briewe van die koning aan die gouverneurs van die provinsies versoek om hom toe te laat om deur hulle gebied te trek. En hy het gevra vir 'n brief aan die bewaarder van die koning se bos om hout te kry vir herstelwerk aan die mure en die poorte en vir 'n huis vir homself. En toe in Jerusalem aankom, het hy die situasie eerstehands beoordeel en klaarblyklik deeglike beplanning gedoen oor hoe om die projek te benader. Gebed en beplanning is nie in stryd met mekaar nie. Ek weet daar's baie Christene wat dink dat dit ongeestelik is om te beplan. Hulle sal sê, kom ons vertrou net op die Here, wat eintlik geïnterpreteer word as ek het geen idee hoe ons van hier na daar gaan beweeg nie. En dit is waar dat ons tot die op hierdie punt is dit waar ons van die een uiterste na die ander een kan gaan en so uitgebrei in ons planne wees dat ons op die ouene die planne vertrou en nie die Here nie. Maar Nehemia wys die Bybelse balans van wag op God en gebed, maar ook om te dink en te beplan oor wat hy sou doen wanneer God dan nou hierdie deur sou oopmaak. Met ander woorde, terwyl jy op die Here wag, bid jy, ontwikkel jy geduld en beplan jy. En dan tweedens, om God realisties te dien, moet ons leer om met mense te werk. Dit is maklik om idealisties te wees oor die diens van God totdat jy die werklike mense ontmoet met wie jy moet werk. Skielik besef jy die waarheid wat Linus geskree het en gesê het, ek is lief vir die mensdom, dis mense wat ek nie kan verdra nie. 'n ander predikant het gesê, ek maak dikwels 'n grap dat die bediening wonderlik sou wees as dit nie vir die mense was nie. Soms beny ek daardie ouens wat 'n radiobediening het, want hulle praat net in 'n mikrofoon in 'n stil ateljee en hoef nooit met al die knorrige mense in hulle radio gehoor te vereenselwig nie. Maar dit werk maar net so, die bediening behels mense. En baie pastore verdwyn uit die bediening omdat hulle nog nooit geleer het hoe om met mense te werk nie. Hulle is ondiplomaties of ongevoelig en wanneer mense teen hulle reageer, dan ontwikkel hulle 'n vervolgingskompleks. Maar Nehemia was sensitief teenoor mense en hy het met takt gereageer. Maar wanneer nodig het hy met kompromieslose krag gekonfronteer ook. Daar's 3 tipes mense met wie hy in ons hoofstuk te doen gehad het. Die eerste het Nehemia geweet hoe om met 'n ongelowige koning te werk. En dit was 'n besondere moeilike situasie aangesien die koning Nehemia se baas was wat letterlik die mag gehad het oor van lewe en dood oor hom. Hy kon Nehemia se kop laat rol het. Daarom was Nehemia baie bang toe die koning hom gevra het hoekom hy hartseer in sy teenwoordigheid was. Want jy het nie op hierdie man, dis nou die koning se parade gereën soos hulle sê, sonder om ernstige gevolge op die lyf te loop nie. En boonop het hierdie selfde koning die werk aan die muur vroeër in Jerusalem gestaak, soos ons in Esra 4 vers 21 gesien het. Die dekrete van die konings van die Medes en Perse was spreekwoordelik oor onveranderlikheid. En nou wil Nehemia hierdie Persiese koning oortuig om sy beleid oor Jerusalem om te keer. Dit was geen maklike taak nie. Maar hoe het Nehemia dit gedoen? Soos ons gesien het, het die koning deur privaat gebed beweeg. Dit is verstommend hoe God die harte van die moeilikste mense kan versag, as ons tyd sal spandeer om te vra om dit te doen. Praat met God voordat jy met 'n moeilike persoon gaan praat. En ook het Nehemia die koning se respek verdien deur sy bekwaamheid in sy werk. Want die koning se navraag oor hoe gou Nehemia kon terugkeer toon dat die koning wou hê dat hy moes terugkom. So Nehemia se betroubare karakter en sy loyaliteit aan die koning was duidelik oor die tyd wat hy vir die koning gewerk het. En elke Christen
moet 'n getuie in sy werk wees. Eerstens deur godvrugtige karakter en bekwaamheid en slegs tweedens deur mondelinge getuienis. Maar ons sien ook was Nehemia taktvol en sensitief in hoe hy met die koning gepraat het. Hy noem nooit Jerusalem by die naam nie, interessant genoeg, want dit sou 'n seerplek met die koning gewees het. Hy verwys daarna in persoonlike terme, hy verwys daarna as die plek van sy vader se grafte. En dis 'n punt waarmee hierdie heidense koning kon identifiseer. So as jy met 'n ongelowige baas oor 'n moeilike onderwerp moet praat, dink aan hoe hy dit sal ontvang en praat op 'n manier waarmee hy sekerlik sal identifiseer. En tweedens, Nehemia het ook geweet hoe om met gedemoraliseerde gelowiges om te gaan. Want die Jode in Jerusalem het in God en sy verbondsbeloftes geglo, ten minste intellektueel, maar hulle het al hoop verloor. Want hulle het probeer om die muur te herbou, maar hulle is dis afgeskiet. So hulle sou waarskynlik hierdie buitestander weerstaan wat inkom en vir hulle sê om iets te probeer, wat hulle geweet het nie gedoen kan word nie. Sommige het dalk nie eers die behoefte gesien nie. Anders sou waarsku dat as jy probeer om die muur te herbou, jy die teenkanting van die omliggende goewerneurs gaan aanhits. So Nehemia se noukeurige, geheimsinnige voorbereidings vandat hy in Jerusalem aangekom het, toon dat hy 'n mate van weerstand teen sy voorstel verwag het. So hy het dus 3 dae lank sy huiswerk gedoen en gedink oor hoe om dit op 'n manier aan te bied wat die besware sou oorkom. En daarna het hy die Joodse leiers en mense bymekaar geroep en begin deur die probleem baie duidelik te stel in vers 17, wanneer hy sê, julle sien die nood waarin ons is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. So met ander woorde, hy het homself ook met hulle in die probleem vereenselwig. Dit was nie 'n hele probleem nie, dit was 'n ons probleem. En hy het hulle nie vir die dinge blameer nie, maar hy het ook nie die feit dat ons 'n probleem het verbloem nie. En toe het hy beroep gedoen op 'n behoefte wat almal gevoel het, in vers 10, wat hy sê dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. En hulle het almal geweet dat 'n weerlose Jerusalem 'n grap vir die omliggende bure was. Hulle het aangevoel dat Nehemia gekom het om na hulle welstand te soek. En laastens het hy hulle vertel hoe God reeds gunstig was, soos gesien in die koning se gunstige reaksie. Miskien het hy hulle die briewe van die koning en die versoek vir die hout gewys. En hulle onmiddellike reaksie was die van hoop. Ons sal ons klaarmaak en bou. Sien, daar's 'n kuns om met mense te werk en te leer om hulle te motiveer om groot dinge vir God te bereik. En sommige leiers dwaal deur mense behagelike politici te word. Want hulle wil almal se goedkeuring hê, so hulle vertel mense wat hulle wil hoor, eerder as wat hulle moet hoor. Maar hiermee ondermyn hulle vertroue, omdat mense vinnig besef dat hulle manipulerend is en nie die waarheid praat nie. En ander leiers dwaal deur te sê, dit is, maar sonder, of hoe dit is, maar sonder sensitiwiteit en takt. Want hulle neem nie die tyd om na die mense te luister en te verstaan waar hulle is en hoe hulle oor dinge voel nie. En wanneer mense dan teen hulle leierskap reageer, dan bestempel hulle hierdie mense as ongehoorsaam en hulle beweeg maar net aan. Nehemia moet ons leer om wysheid en takt met die blote waarheid te kombineer. En die derde groep mense waarmee Nehemia moes saamwerk was die vyande. Ons sien Sanballat was die goewerneur van Samaria in die noorde, en Tobia, wie sy naam Joods is en wat beteken ja is goed, of dan God is goed, het oor die Ammoniete in die ooste regeer. En Gesem was die leier van die Arabiere in die suide. En hulle het almal 'n versterkte Jerusalem teëgestaan omdat dit hulle politieke posisies bedreig het. Hulle het glad nie omgegee oor die benarde situasie van die Jode, of wat nog te sê oor die verheerliking van die naam van die Here in Jerusalem. Nee. So hulle was baie ontevrede. Ons sien dit in vers 10, en hulle saamgespan om die projek te bespot en die mense van rebellie teen die koning te beskuldig in vers 19. So Nehemia demonstreer beide wysheid en moed in die hantering van hierdie vyande. En hy was wys omdat hy aangevoel het, dit is nie die tyd vir diplomatie nie, ek moet hierdie vyande direk tegemoet gaan. En enige vergadering om hulle bekommernisse te hoor of om 'n kompromis te bereik, sou 'n fout gewees het.
So Nehemia het hulle dus moedig gekonfronteer en die lyn tussen hulle en God se mense getrek, sodat hulle nie by die projek kon aansluit met die doel om dit te saboteer nie. Hy het nie die invloed van die koning se briewe gebruik nie, maar hy het eerder geestelike invloed gebruik, het gesê, die God van die hemel sal ons sukses gee. Elke keer as God se mense sê, kom ons staan op en bou, dan sal die vyand sê, kom ons staan op en keer hulle. Man met die naam J. Sidlow Baxter skryf, hy sê, daar is geen oorwinning sonder werk en oorlogvoering nie. Daar is geen geleentheid sonder teestand nie. Ek sien 'n godvrugtige leier moet die onderskeidingsvermoë hê om te weet wanneer om met mense te werk en wanneer om hulle te konfronteer en teen te staan. Die veteraan pastoor Ray Ortlund het gesê, jy moet besluit waar jy jou bloed wil gee. En dis baie goeie raad. So om God is realisties te dien, moet jy leer om op hom te wag en om met mense te werk. En laastens, om God realisties te dien, moet ons leer om met probleme te worstel. Elke keer as jy probeer om enigiets betekenisvol vir God te doen, sal daar probleme wees. Die vyand sal daarvoor sorg. En ons het reeds gesien hoe Nehemia die probleem van die vyand hanteer het, maar hy moes ook die probleem van die verwoeste muur in die gesig staar. Ons sien hy begin met 'n realistiese eerstehandse beoordeling van die situasie. En op een plek was die pyn so erg dat hy nie met sy perd of muil deur die pyn kon ry nie. En as die leier moes hy presies weet hoe erg dinge was, sodat hy 'n realistiese praktiese plan van aksie kon ontwikkel. Nehemia het nie die probleme oor die hoof gesien nie. En hy beskryf dit dan mos aan die mense as 'n slegte situasie. En weer eens, ons het hier balans nodig. Maar sommige leiers is so optimisties dat hulle weier om te erken hoe sleg dinge is. Mense in die loopgrawe voel dat hy uit voeling uit is en dit ondermyn sy leierskap. En ander leiers is so oorweldig deur die probleme dat hulle hoop verloor. Maar Nehemia het die probleem realisties gesien en soos ons sal sien, het hy dit in hanteerbare eenhede opgebreek om die werk gedoen te kry. En ek wil afsluit. Om God realisties te dien, moet ons dus op hom wag vir sy tydsberekening. Met verskillende mense, soorte mense moet kan werk en met probleme worstel. Want onthou, net omdat die Here se werk is en hy aan ons kant is, beteken dit nie dat alles glad en moedeloos sal verloop nie. So ons benodig beide die idealisme van wat God wil doen en die realisme dat daar groot struikelblokke sal wees om te oorkom. Maar dit is alles die moeite werd. Dit herinner my aan 'n klein plaatjie aan 'n muur wat ek eendag gesien het wat gesê het, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Met ander woorde, slegs een lewe sal binnekort verby wees. Slegs wat vir Christus gedoen is, sal standhou. Geliefdes, ek hoop dat julle almal die vreugde sal ken om God te dien, ten spyte van al die onvermydelike probleme. Amen. Kom ons maak die oop toe. Here, baie dankie vir hierdie voorbeeld, vir hierdie man wat ons sien wat op u vertrou het, wat op u gewag het, wat die probleme realisties beskou het en hanteer het, wat bereid was om op u te wag, wat bereid was om met moeilike mense en ook met die vyande te handel. Here, en ons vra dat u ons hierdie geduld sal gee, dat u ons hierdie wysheid sal gee, hoe om met moedelose mense te werk, en hoe om ook met die vyand om te gaan. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het. Mag hierdie vir julle voedsel vir julle siele wees, dat dit julle sal help wanneer God julle roep tot diens, dat julle weet om vir hom te wag tot hy die regte geleentheid skep, om te beplan terwyl julle wag, om op te tree kragtadig wanneer dit nodig is, en om met mense te werk op 'n diplomatiese, maar ook 'n waarheids- en 'n regheid manier. En mag die Here vir julle 'n Christus gevulde dag en 'n Christus gevulde week gee. En as dit sy wil is, dan kom ons volgende Sondag weer by mekaar rondom sy woord, sodat hy ons kan leer.
Maar tot ons weer by mekaar kom, mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. Mag hy julle seën. Shalom.